Elke by se verjaarsdag. Betsy was 'n heuningby wat saam met duisende ter duisende ander bye in 'n byekorf gewoon het. Sy was mal daaroor om 'n by te wees. Daar was wel een dag per jaar wat sy nie regtig 'n by wou wees nie. Haar verjaarsdag. Jy sien, Betsy het haar verjaarsdag met ander gedeel. Maar sy het dit nie net met een of twee vriende gedeel nie. Sy het dit met 1999 ander verjaarsdagbye gedeel. Wanneer duisende van hulle op dieselfde dag, op dieselfde plek uitbroei, voel dit nie so spesiaal nie. So bye vier nie verjaarsdae nie. Elke dag voel soos elke by se verjaarsdag. Een verjaarsdag, toe Betsy op soek na nektar was, sien sy dat 'n muis met die naam Mani 'n verjaarsdagpartytjie hou. Sy verjaarsdag is dieselfde dag as myne, dink Betsy. Betsy kruip agter 'n blom weg en kyk hoe Mani en sy vriende die wonderlikste verjaarsdagpartytjie hou. As hulle kon feesvier, hoekom sou die bye dan nie? Op haar volgende verjaarsdag word Betsy wakker, vasbeslote om die dag te geniet. Dit is my verjaarsdag, sê sy en spring op en af van opgewondenheid. En ons sin, sê Bianca en Bess, terwyl hulle hul antennes skoonmaak. En myne, roep Bongani. Dit is byna elke by se verjaarsdag. Lekker verjaar, Bonolo, sê Betsy terwyl hulle ontbyt eet. Ek het daarvan vergeet, antwoord Bonolo. Jy moet nie van jou spesiale dag vergeet nie, sê Betsy. Dit is nie regtig spesiaal nie, sê Bonolo. Dit is nie anders as enige ander dag nie. Betsy voel teleurgesteld. Net omdat elke by dieselfde verjaarsdag het, beteken nie dat dit nie 'n spesiale dag was nie. Sy vlieg na die blomme naby die heining om nektar te gaan haal, met die hoop dat Mani hierdie jaar weer 'n verjaarsdagpartytjie gaan hou. Sy kruip agter 'n blaar weg, sodat hulle haar nie sien nie. Betsy kyk hoe die muise, vlaggies en bannere aan die blomme hang. Geluk met jou verjaarsdag, skree hulle toe Mani aankom. Hulle sing almal toe vir hom. Net toe die eerste partytjie speletjie begin, blok 'n wurm Betsy se uitsig. Sy wou niks mis nie en gebruik haar vlerke om oor die blare te sweef en te loer. Die enigste probleem met bye se vlerke is hulle maak 'n zoem geluid. Mani draai om en sien Betsy. "O, hallo daar," sê hy. "Is jy okay?" "Ek is jammer," sê Betsy skaam. "Ek het nie bedoel om te spioneer nie. Ek hou nie daarvan om na jou verjaarsdagpartytjies te kyk. Dit is ook my verjaarsdag. Geluk met jou verjaarsdag, roep Mani. Hoekom sluit jy nie by ons aan nie?" "O, maar ek is nie genooi nie," sê Betsy. "Moenie laf wees nie," sê hy. "Hoe meer siele, hoe meer vreugde." Betsy het die hele middag saam die muise deurgebring. Hulle het heerlike saadkoek geëet en speletjies gespeel. Betsy het selfs die speletjie van gee die blomblaar aan gewen. "Ek gaan terug na die byekorf toe moet gaan," sê Betsy teen aandete se tyd. "Gaan jy saam met die ander bye partytjie hou?" vra Mani. "Nee," sê Betsy hartseer. "Bye vier nie verjaarsdae nie. Te veel van ons broei op dieselfde dag uit." "Jy kan nooit te veel vriende hê om jou fees te vier nie," sê Mani. "Hoe meer siele, hoe meer vreugde." Hoe meer siele, hoe meer vreugde, dink Betsy, terwyl 'n idee in haar bye kop begin vorm. "Miskien moet ek my eie partytjie beplan," sê Betsy. "Wil jy dalk by ons aansluit? Wag 'n bietjie, ons kan jou help," sê Mani. "Ons
Ons het reeds alles hier wat jy nodig het. Betsy en die muise pak al die partytjie goed op en sluip terug na die byekorf voor die ander bye van die werk af by die huis kom. Toe alles gereed is, wag Betsy naby die nes. "Geluk met ons verjaarsdag!" skree sy, terwyl al die bye verby haar zoom. Maar daar was soveel gezoemery dat niemand haar kon hoor nie. "Geluk met ons verjaarsdag!" probeer sy weer, maar dit was nutteloos. "Vinnig, gebruik hierdie," sê Mani en gee vir haar 'n trompetvormige blom. "Veel geluk!" Betsy se stem bulder hard deur die blom. Skielik hou al die gezoem op terwyl duisende bye bymekaar kom om te luister. "Wat gaan aan?" vra Bonolo. "Dit is 'n partytjie vir al die verjaarsdagbye," sê Betsy. "Daar is heeltemal te veel van ons wat vandag verjaar," sê Bongani. "Ons kan nie almal 'n partytjie hou nie." "Hoe meer siele, hoe meer vreugde," sê Betsy en knipoog vir die orkes sodat die musiek kan begin. Stadig maar seker begin van die bye dans. Toe nog 'n paar, toe nog baie meer. "Hierdie partytjie is regtig wonderlik," sê Bianca. "Ek wens ons kon dit môre weer doen wanneer dit my verjaarsdag is." "Miskien kan ons," sê Betsy. "Net omdat baie van ons 'n verjaarsdag deel, beteken nie dat dit nie spesiaal is nie. Elke by verdien 'n verjaarsdagpartytjie." Van toe af is 'n daaglikse partytjie gehou om al die bye wat elke dag gebore is te vier. En al het elke dag soos elke by se verjaarsdag gevoel, het elke by se verjaarsdag spesiaal gevoel. Wanneer 2000 bye 'n verjaarsdag deel, lyk dit skaars die moeite werd om dit te vier. Maar Betsy dink hulle mis uit deur nie partytjies soos die muise te hou nie. Kan sy die res van die bye oortuig dat verjaarsdae spesiaal is, selfs wanneer elke dag soos elke ander by se verjaarsdag lyk?